net sê, as hierdie ding nie bly, gaan ek vir julle sing, hoor. Ek sal die heel naweek lus om vir julle te sing. Elke keer as ek hierdie ouens hier voor sien, dan wil ek vir julle sing. Gaan dit goed? Kan nie veel slegter gaan as net nie. Ons het mekaar nie lank terug gesien nie, het ons. OK, alright. Kom ons sluit die oë. Liewe Jesus, baie dankie vir die liefde en die genade. Dankie weer eens dat ons hier kan wees op 'n Sabbatdag. 'n Dag wat U van die grondlegging van die wêreld af op sy gesit het. 'n Dag wat vir die mens gemaak is. Sodat ons vernuwe en verfris en vol hoop kan word. 'n Dag wat U gesê het vir ewig as 'n teken van die verbond tussen ons en U sal staan. 'n Dag wat getuig van die rus wat ons in Christus gevind het. U weer kom nou opnuut en bring vir ons weer daardie rus. Dis my gebed in Jesus naam alleen. Amen. Ek sien nie nou vir Kobus hierson nie, maar hier het niks met die preek uit te waai nie, maar ek wil net vir julle sê, die dag toe ek Kobus se lewe gemaak het. Hulle nooi ons na 'n kamp toe in Nelspruit. En ons kom laat uit Pretoria uit weg. Verskriklik laat. Die Volkswagen het bietjie moeilikheid gegee en my skoonma het by my moeder se huis aangekom met haar Prado. En sy sê vir ons, vat julle die Prado en dan vat jy hulle en ek sê, kyk, elke ou sy trots. Hierdie ou ry nie graag in 'n Toyota nie. Jy kan nie by 'n kamp aankom en ek kry die Volkswagen reg en ons is 5:30 die middag uit Pretoria uit. En 8:00 daardie aand in Nelspruit slaan ek 'n klip op 'n plaas en die samp is gone. En ek moet na die kampgronde toe draf, ek en Diwan. Het gevoel soos 92 km, net so 'n paar kilometer verder as die Comrades. En toe ons by die hek inkom, pikgie donker, daar was nie self, hier staan Kobus met sy flits, né? En hy flits ons. En hy dink, joh, wat 'n leraar. Getuienis van die gesondheidsboodskap. Hy draf al die pad van Heidelberg af, Nelspruit toe, vir hierdie kamp. Ongelooflik. So dis waar die grappies tussen my en Kobus vandaan kom, van die karre gaan dit nie maak nie. Maar nou wil ek vir julle vra, mag ek dalk net gou sien, enige iemand hier wat nie 'n lid is van die Adventiste Kerk nie? OK, alright. Mag ek vra, hoekom bestaan die Adventiste Kerk? Het u al daaroor gewonder? OK. Ons hou die Sabbat. Wag, voordat ons daai vraag klaar antwoord, wil ek gou vra, red die Sabbat ons? Nee. Red die 10 gebooie ons? Nee. Red die Adventiste Kerk ons? Nee. Wat red ons? Jesus Christus se bloed. OK, alright. Jesus Christus se offer en sy huidige bediening vir ons. So hoekom die Adventiste Kerk? OK, ons het 'n boodskap wat God ons gegee het om te gaan verkondig aan die wêreld. Kom, het julle nog nooit hieroor gewonder nie? Die oorblyfsel. OK, alright, so wat doen die oorblyfsel, Sean? The remnant, wat doen die oorblyfsel? Jy is heeltemal reg. Ons doen presies wat die vorige gedoen het, waarvan ons die oorblyfsel is. Ons glo in Jesus. Ons glo in Jesus? Is dit net ons wat glo in Jesus? Want ons het nou net bepaal, dis Jesus wat ons red, OK? Hy en sy werk en sy verdienste alleenlik, klaar. Regverdigmaking deur geloof en that's it. Ou protestantse boodskap. Wat is Dit wat ons leer en verkondig is ek kom met die woord en die woord alleen. OK? Gehoorsaamheid? 10 gebooie, maar 10 gebooie red ons nie. Nee. OK, alright. Geloof sonder werke is dood. Werner Muller sê, dit is die finale beweging
So die Adventiste boodskap, die Adventiste kerk, die oorblyfsel, se werk is die volgende: om mense voor te berei vir die koms van Christus. So 'n verhaal wat ons uitgelaat het, of 'n persoon althans, wat ons uitgelaat het hierdie hele naweek nog in die Exodus verhaal, is 'n losbandige dame. Kan julle haar naam onthou? Rahab, né? Is 'n dame met 'n twyfelagtige verlede. Okay. In Joshua 2 kom die spioene en wat doen sy met hulle? Hoekom hulle by die dame met die rooi lig was, wil ons nie weet nie. Okay. Hulle het die beloofde land gaan verken, maar hulle eindig by Rahab op, soos die Here dit wou hê. En wat doen sy met daai spioene? Steek hulle weg op hulle dak. En dan sê sy die volgende, né? Vers Joshua 2. Want ons het gehoor dat die Here die water van die Skelfsee voor julle by julle uittog uit Egipte laat oopdroog het. En wat julle die 2 konings van Amorite, Sihon en Og, oor kan die Jordaan aangedoen het, dat julle met die bandvloek getref het. Toe ons dit hoor, luister net hierso, want hierdie is ongelooflik, en hierdie is ongelooflik waar vir ons. Hierdie vrou met 'n bedenklike agtergrond, kry die spioene en sy sê, ons het gehoor. Het hulle dit gesien? Nee. Net op gehoor wat die Here vir julle gedoen het, toe hy julle uit Egipte land gelei het, deur die Skelfsee. Toe ons dit hoor, het ons hart gesmeld. Sodat daar by niemand enige moed meer oorgebly het teenoor julle nie, want die Here julle God, hy is die God in die hemel daarbo en die aarde hieronder. Wat? 40 jaar lank loop die volk wat alles gesien het, alles ervaar het, en hulle loop met twyfel. En soos wat ons vroeër bepaal het, het hulle nie die beloofde land ingegaan nie, want hulle het nie geloof gehad nie. Maar aan die ander kant van die hoë mure, sit daar 'n vrou met 'n bedenklike agtergrond. En sy hoor van hierdie God. 'n God wat sy nog nooit aanbid het nie. En sy hoor wat hy doen vir sy volk. En haar hart smelt weg. Vir 40 jaar loop mense van God in ongeloof. Maar vir 40 jaar sit 'n dame in geloof en wag. Wow, is dit nie? En toe wat vra sy vir haar spioene? Ek wil ook deel wees van julle beloofde land, is dit nie so nie? En wat sê hulle vir haar? Jy moet 'n toukie aan. Het daai toukie al gered? Nee. Was hy reeds gered? Wat het hulle gehelp om haar gehelp? Hulle het haar voorberei vir die beloofde land. En ek wil hê ons moet vandag besef, my en jou missie, want wanneer ons dit besef, my en jou missie is nie verlossing nie. Nee, dis Jesus se werk en die werk van die Heilige Gees. My en jou werk as 'n 7de dag Adventis is om mense voor te berei vir die wederkoms van Christus. In teologiese terme, regverdigmaking is nie my werk nie. Heiligmaking is waar die Here ons gebruik. Vir ons eie doel en beswil, maar so ook vir die ander mense om ons. Die hemel werk so. Almal wat uit Egipte land uit is,
het uitgetrek omdat hulle onder die bloed van die lam gestaan het. Amen. Die bloed van die lam is die vliegtuigkaartjie. Hemel toe. Wat ons laat ingaan is die paspoort. Heiligmaking. Die karakter van God in ons. Kan ek vandag op die vliegtuig klim en Frankryk toe gaan? Ek kan, maar ek het 2 goed nodig. Eintlik 3. Verkieslik moet die eerste een wees dat dit nie Sabbat is nie, né? Die tweede ene moet wat wees? 'n kaartjie. Maar sou ek dit regkry om op daardie vliegtuig te klim en ek het net 'n kaartjie en ek land daar in Parijs, né? Parijs, sorry. Dis is afwesig. Okay. En ek land in Parijs, sal ek deur douane kan stap? Ons het beide nodig. Regverdigmaking en heiligmaking. Om die koninkryk van God te kan sien. Okay? En my en jou werk as deel van die oorblyfsel is om mense te help om reg te maak vir die wederkoms van Christus. Kom ons gaan na Openbaring 14 toe. Maar voordat ons by Openbaring 14 kom, Openbaring 12 vers 17. En hier is die realiteit van die tyd waarin ons lewe. Dinge gaan nie beter raak nie, reg? Ons het nou net gepraat van Parijs. Wat het so 'n paar weke terug op 'n Vrydag aand daar in Parijs gebeur? Die opening van wat? Die Olimpiese spele. En dit was mooi, né? Wat was fout, julle? Hulle het gespot. En weet julle wat vind ek, nie amusant nie, maar vreemd rondom die gespottery, en dan veral die mense se reaksie, en as ek praat van die mense, praat ek van ons mensies. Die Christene, die verbaasheid daar rondom. Dan wonder ek, hoekom is julle so verbaas daaroor? So wat het gebeur met die gespottery? Van wat het hulle bespotting gemaak? Die avondmaal, die perde van die boek Openbaring, né? Die evangelie wat die wêreld ingaan. Het dit julle aan iets laat dink? Nader aan die koms van Jesus. Hoekom sê mevrou so? En daai is als bewyse en tekens wat hy vir ons gesê het gaan gebeur in die laaste dae. Het julle dit geweet? Het julle geweet dat daar 'n dame is, wie se boeke ons lees so nou en dan, wat vir ons gesê het, net voor Jesus se koms, gaan Openbaring 11 homself herhaal? Wat het in Openbaring 11 gebeur? 1798. Die Franse revolusie in die era van verligting. Toe vat daardie manne, in wat se stad in die wêreld? Sê net vir my asseblief. Jy sê, die maak my opgewonde, kom nou. En wat se stad was dit? Parijs, né? Nie Parys in die Vrystaat nie, daar's net 'n spar en 'n rivier. Okay. In Parijs vat hulle hierdie, ek dink nie die Afrikaanse Bybel was al daar nie, maar hulle vat die Bybels. Ek reken duisende Bybels. En hulle gooi dit daar in die stadsplein op 'n hoop. En wat doen hulle? Hulle steek dit aan die brand. Gaan dit presies weer so wees? Ek glo nie. Maar ek dink wat 'n paar weke terug op 'n Vrydag aand in Parijs gebeur het, is baie naby wat in 1798 op daardie stadspleine gebeur het. Amen. Jesus kom weer. En ek sê weer eens vir julle, die 3 maniere waardeur God homself openbaar aan die wêreld, is alleenlik die skepping, sy woord en sy volk. En elke keer as daar die openbaring deur die wêreld gaan, moet ons nie verbaas staan soos elke keer wanneer ek my papiere op die verhoog verloor nie.
Want die mense verhard hulle hart. En ek en jy iewers raak mismoedig, doen ons nie. Ons raak mismoedig, maar ons moet nie. Want hulle verwerp nie vir jou en vir my nie. Vir wie verwerp hulle? Jesus Christus in sy woord. En dis 'n vervulling. Openbaring 12 vers 17 sê, en die draak was vertoon. Wat se draak is hierdie? Dis daai selfde een wat in Genesis was in die boom. Is ek reg? Dieselfde ene. Hy is nog steeds in die boom. En hy doen nog steeds alles in sy vermoë om my en jou te laat twyfel in God en sy woord. Alles. En die draak was vertoond op die vrou. Dit klink vir my soos die skepingsverhaal hier, doen dit nie. Klink vir my of Johannes gaan leen het by die skepingsverhaal. En hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar nakomeling, haar ander nakomeling. Wat doen? Gebooie van Christus bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. Nou, Openbaring 19 sê vir ons, die getuienis van Jesus is die gees van profesie. So, daar is 'n oorblyfsel, net voor Jesus kom, waarvoor daardie slang in die boom woedend is. Woedend. Mense wat die gebooie van God bewaar, en die profeseë oor wie Jesus is. En wie is Jesus? Die Messias. Is julle opgewonde daaroor? Ek moet sê, julle lyk nie vir my baie opgewonde daaroor nie. Is julle opgewonde dat Jesus die Messias is? Die uitverkore een. Want sonder hom sou ek en jy nie hoop gehad het nie. Weet julle dit? Sonder Jesus het ek en jy geen hoop nie. As daai papiere nou nog een keer val. Ek dink die ou in die boom is hier. En dan Openbaring 14. En wat vind ons in Openbaring 14? En dit het uitgegaan net na die skepping. Wanneer kry ons die 3 engele boodskap? Is dit nie God se laaste boodskap aan die wêreld nie? Is God 'n God van liefde? Dan is hierdie boodskap 'n boodskap van liefde. 'n Boodskap van die bewys van God se liefde vir jou en vir my. Want weer eens, God wil nie hê dat enigeen verlore moet gaan nie, maar dat elkeen gered sal word. Nou is my vraag, as dit God se begeerte en sy behoefte is, wat is ons sin? Is dit die volgende verhoging? As hulle 'n nuwe cruiser uitbring, is hy myne. Wat is ons grootste begeerte? Môreoggend na 10 dink ek kan oom huis toe gaan. Maar ek hoor oom, ons grootste behoefte moet wees dat niemand verlore sal gaan nie. As ek en jy getrou is aan ons roeping, en as jy vandag hier uitstap, kan jy nie sê, ek weet nie wat is God se wil en sy roeping met my nie. God se wil en sy roeping met elkeen van ons is, dat ons mense sal voorberei vir sy spoedige wederkoms. Daar is verskriklik baie Rahabs in hierdie wêreld, met 'n toutjie by die venster uit. Met die gedagte in hulle hart, van iets wat hulle gehoor het, maar nog nie gesien het nie. Jou en my God. Wat 'n begeerte het, van is om vir jou te ontmoet. En ek wil net vir julle sê, daardie spioene het daar ingestap, en miskien het hulle gedink, nou is die tyd om die vrou te vertel van die toestand van die dode, of
jy moet nie egbreek nie, of die Sabbatsgebod, of wat ook al het ook. Jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, jy mag geen ander God voor die God van die Jode hê nie. Miskien is dit die tyd gewees. Wie het die getuienis gedoen? Hulle of sy? Sy het getuig. Wow. Het u al mense in die publiek raak geloop? Wat u dink, wie is hierdie ou? En dan is jy in gesprek. Kyk, ek is 'n baie skaam en teruggetrokke ou. So ek praat met niemand in die publiek nie. My familie aan die ander kant, Ariana en La Rochelle en Diwan praat met almal. Ek en Marlo is die skames, ons is daar een kant. Ons doen niks. Leraar Heino ter laag gebel my. Ek reken, ek wil net kyk of die mense hier is. Ek hou nie daarvan of hulle te skinder as hulle hier is nie. Hy bel my so 3 jaar terug en hy sê hy is in die moeilikheid. Hy moet, ek kan nie onthou wat sy land toe gaan nie, maar nietemin hy moes vir AFM vir een of ander opleiding gaan. En hier is hierdie mense in Pretoria wat moet trou. Nie kerkgaande mense nie. Hy wil net weet of kan ek hom uithelp. Ek sê, sjoe, die troue is 3 uur op 'n Saterdagmiddag. Ek sê, okay, ons is amper familie soort van, ons is seker maar aangetroude familie, ek help jou graag uit. Nou sê ek vir Lally en vir Diwan, ek sê, yes, dit hoort nie eintlik nie. Maar ek gaan dit doen. Ek gaan nie onthaal doen, nie onthaal, die diens doen, en dan byl ons. Ok. Ons ken die mense nie, ons gaan nie. En so gebeur dit, die Saterdagmiddag breek aan en ons kuier eintlik by vriende daar in Pretoria. En Diwan en Marlo speel lekker saam met die maats en Ariana sê sy bly by die boys. Ek kan ry. La Rochelle en my ma sê hulle ry saam met my. Nou kom ons daar by die venue aan, hier buite Lavender Road, ou warmbadpad, baie nice. Venue en ons stap in. En is amper so opset, mooi tent en dis te mooi opgemaak. En julle sal my nie glo nie, elke ou wat daar sit met 'n doppie in die hand. En nou weet ek, hier's moeilikheid. Hier's groot moeilikheid. Nou staan ek en ek wag en hier kom sy aan, maar sy's net so swanger, né? En toe sy instap, toe stap sy in op daai liedjie van AC/DC van die strak. En toe sê ek, hierdie is nou die perfekte plek om nie op 'n Sabbat te wees nie. En die ringdraers, klein laities kom in op hierdie battery gedrewe 4x4'kies. Waar staan Jazz Married en hulle so string bierblikkies wat hulle insleep die kerk in. En toe ek amen sê, toe sê hulle, ag Jesusie, wil jy nie bietjie bly vir ietsie nie, man. Ek sê nee, ek moet regtig, ek moet hol, ek moet hardloop. My vrou wag vir my. Ek het 'n kwaai vrou, ek kan nie laat wees nie, ek wag vir haar. Sy wag vir my. Julle gaan my nie glo nie, so paar, seker so maand en 'n half terug, is ons die Sabbat by Pietersburg gemeente. Ariana vat die voorprogram en ons is laat en ek weer eens oortree ek 1 op die Sabbat en ek stop daar en sy vlieg sommer in die kar uit en sy hardloop in, dat sy op die kansel kan kom en ek vat gou vir Marloetjie badkamer toe en instap. Hardloop die mense. Hulle staan op en hulle hardloop. En hulle omhels my. Ek tog, Jesus, wie is julle? Ek ken julle, maar ek weet nie waarom julle te plaas nie. Toe sit JD en sy vrou. En ek sê, wat? Kan dit wees? Kan dit wees? Ek as 'n fool staan 3 jaar terug by julle troue. En ek het nie geweet julle het 'n raagap in julle hart nie. En al wat ek wil doen is byl. Nie Piet byl nie, ek wil net byl. Ek wil net hardloop. What a fool. What a fool. Ek wens ek kon nou 'n foto van JD hulle, want dis die eerste ding wat ek neem, is 'n foto. Net vir my rekord om te wys,
Hoe lyk mense as die Here hulle gevat het en verander het? Wow. Hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. En ek wil net vir julle sê, hierdie moet ons die konteks verstaan. Hierdie vind plaas binne die ewige evangelie. Die leidsaamheid van die heiliges is nie iets hulle verwek het. Dis 'n genadegawe van God wat ons verkry. En hoe verkry ons dit? Deur 'n persoonlike verhouding daagliks met die Here te bou. Te bid en die woord te bestudeer. En as ons die woord bestudeer, wat bestudeer ons in die woord? Wat is ons einddoel wanneer ons persoonlike Bybelstudie doen? Waarna soek ons? Na God en sy openbaring. Wie God is. Hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hierdie is 'n genadegawe binne die ewige evangelie. En wat is die ewige evangelie? Jesus, want ek dink ons is confused deesdae oor wat die evangelie is. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. En ek wil net vir julle sê, dis eintlik so 'n bietjie vertaling problematies. Die regte vertaling uit die Grieksheid sal sê die gebooie van God en die geloof van Jesus bewaar. Daar's 'n verskil. Die eerste een red ons, maar die oorblyfsel is al klaar gered. Amen. Dis die geloof van Jesus. En hier is die verskil. Eerstens moet ek vra, wanneer bewaar mens iets? Wie van julle het 'n kluis? Wat sit jy daar binne? Die kos wat reeds af is? Nee. So daai dik pakke note daar binne, né? Daai dik pakke. Dis wat ons in 'n kluis sit. Iets wat wie van julle het sekuriteit by die huis? IDT, weet nie wie, monitor net, wie ook al, wie sekuriteit? Electric fencing, kameras, hoekom? Want dit wat daar binne is vir jou kosbaar, is dit nie? So die leidsaamheid van die heiliges, 'n genadegawe wat hulle van God ontvang, is twee dinge vir die oorblyfsel belangrik. Die gebooie van God, hoekom? Hoekom is die gebooie van God vir julle belangrik? Let wel, ons word nie daardeur gered nie. Die karakter van God. Dit identifiseer die karakter van God, doen dit nie. En dis hoekom ons nie kan wankel daarop nie. Nie vir 'n oomblik nie. Werner van Wyk sal nie wankel nie. Ek kan nie 'n kompromie aangaan nie. Ek kan nie. Want dit identifiseer die kerk van God, die oorblyfsel van God en God. En die tweede ding is die geloof van Jesus. Nie die geloof in Jesus nie, want ons is reeds gered daardeur. Some have preferred to understand faith of Jesus as the faith that Jesus himself exercised. His faithfulness, the holy life he lived, and the perfect character he developed, which is given as a free gift to all who receive him. Furthermore, his faith would include his faithfulness in his voluntary vicarious death. SDA Bible Commentary. Hierdie mense, net voor Jesus se woordekoms, wat in 'n wêreld gaan staan waar daar 'n spotting gemaak word van God en sy woord, sal net soos Christus genoeg geloof in die Vader hê, dat hulle nie besorg is oor hulle eie lewe nie. Dat hulle bereid is om hulle lewe neer te lê. Om te staan vir die karakter en die openbaring van Jesus Christus en God die Vader.
Hoe berei ek en jy mense voor vir die wederkoms van Christus? Om te staan en nie te wankel nie. Om te sê, ek gaan nie 'n kompromie aangaan nie, in liefde. Want ek het die liefde van God in my lewe gesien. Net voor Jesus gaan kom. We must choose to follow him. In a daily life, we must follow his example as a flock trustworthy follows its shepherd. We are to follow him by suffering for his sake, saying at every step, though he slays me, yet I will trust in him. His life practice must be our life practice, as we thus seek to be like him and to bring our wills into conformity to his will. We shall receive him. Ellen White, Review and Herald, April 12, 1898. God's remnant are characterized by faith similar to which Jesus had. They reflect Jesus' unshakable confidence in God and the authority of Scripture. They believe Jesus Christ is the Messiah of prophecy, the Son of God, who came as the Savior. Their faith encompasses all the truths of the Bible, those which Christ believed and taught. Glo julle Jesus kom weer? Glo julle sy soendood is goed genoeg vir julle? Glo julle Jesus is die Seun van God? Die eniggebore, die enigste in sy soort wat kon kom om 'n einde te maak aan die sondeprobleem. Amen. Glo julle dat dit wat hy vir julle gedoen het voldoende was? Glo julle daar waar hy nou vir ons intree voldoende is? Glo julle dat as wanneer ons name opkom in die allerheiligste tans en die aanklaer kom en hy sê Herman Sutherland, there is no way, ek ken daai ou. Daar's nie 'n manier nie. Glo julle laat hierdie einste Jesus dan opstaan en sê, sure, ek gaan nie verskoning maak vir dit wat Herman gedoen het nie. Ek gaan dit nie goed praat nie, maar sien julle hierdie gate? Vir ewig is dit 'n getuienis dat Herman myne is. Glo julle dit? Dan moet julle ook glo dat my werk is nie om met mense te stry oor teologiese konsepte nie. My werk is om mense te help voorberei vir die wederkoms van God. My werk is om biddend mense te soek wat Rachaps is. Want elke keer wanneer ek 'n Rachab ontmoet, herinner dit my dat ek ook maar 'n Rachab is en was. Jesus het julle geroep. Wanneer glo jy dit? Niemand van julle sit hier per toeval nie. Niemand nie. Jesus het ons elkeen geroep vir nou. Net voor sy wederkoms. Want ergens daar buite is daar 'n Rachab wat wag vir elkeen van ons. Sê die battery, ek maak klaar. So wat is julle doel? Hier en nou. Hoekom? Amen. Amen. Kan ons dit doen as Jesus se karakter afwesig in ons lewens is? Nee. So ons moet dit wat daar in Egipte is agterlaat. En waar ons in die wildernis loop, moet ons dit wat van Egipte nog in ons hart is, uitsny. Want ek en jy gaan beloofde land toe, en ons kan nou al die opbrengs daarvan eet. En die
Jy's myne. Gaan verken die beloofde land. En op jou weg is daar dalk 'n rooi ligte stryk. Gaan kry my kinders wat daar is. Want hulle wag al lank vir my. Amen. Liewe Jesus, baie, baie dankie. Dat u ewige evangelie nooit verander nie. Dat u konstant op soek is. Konstant 'n behoefte het om te red. Dankie dat u ons gered het. Ons vliegtuigkaartjies is gekoop. Help ons dat ons visas en ons paspoorte reg is vir die ewigheid. Help ons dat dit wat voor ons lê vir ons so aanneemlik kan wees. Dat die geloof wat in ons is, sal oorborrel en laat ons met ander kan deel dit wat vir ons lê en wag. Dankie Jesus. Dankie vir die groote genade. Is my gebed in Jesus naam alleen. Amen.